Geliefdes in ons Here Jesus Christus, maandagoggend 17 November, lekker om jou te mag groet in Jesus se mooi naam. Ons is steeds besig met die kosbare tema van God genees jou hart. En hierdie week beoog ons om dan nou so 'n bietjie te kyk op die genesing van slegte gewoontes. Hoe 'n mens se lewe bestaan tot 'n groot mate uit gewoontes. 'n Gewoonte is iets wat jy outomaties doen, sonder om regtig eers daaroor na te dink en te besluit daaroor. Jy doen dit net. Terwyl jy dit doen, kan jou verstand met iets anders besig wees. 'n Belangrike aspek van 'n gewoonte is dat jy glad nie meer nadink of presies kan onthou waarom jy dit doen nie. Nou ja, goeie en slegte gewoontes. Daar is goeie gewoontes wat ons lewe vergemaklik en baie sinvol maak. Dink maar aan gewoontes soos stilte tyd hou, met jou kinders speel, mense vriendelik groet op straat, sorg dat jou voorkoms netjies en goed versorg is, om beleef en gemanierd op te tree en te wees, om gesond te eet, goeie slaapgewoontes aan te leer. Al hierdie gewoontes bevorder ons geluk, ons gesondheid en natuurlik ook ons verhoudings. Ongelukkig is daar ook slegte gewoontes, soos te veel eet, dalk so 'n bietjie die misbruik van bestaande dinge soos, kom ons sê, 'n ou wyntjie of dalk medikasie, dalk om jou naels te kou, te veel of te min te praat, ander mense dalk in die rede te val, net aan jouself en jou eie behoeftes te dink, dalk spontaan net altyd te wil terg en spot. Dalk is daar iets in jou wat met woord en met daad ander so 'n bietjie afknou, sonder dat jy dit eers besef, omdat dit 'n gewoonte geword het. Sulke slegte gewoontes benadeel ons persoonlikheid, ook ons lewe en natuurlik ook ons verhoudings. En dan beïnvloed dit natuurlik ons gesondheid en ons geluk. Dit laat ons in die moeilikheid land en het veral op die langer duur slegte gevolge. Nou ja, broers en susters, vanoggend daag ek jou uit. Vat 'n stukkie papier, liewe jong mense, kinders, en dan gaan maak jy nou jou eie lysie. Aan die linkerkant al hierdie gewoontes wat jy dink en ervaar, die Gees van die Here op jou hart sit, wat vir jou nie goeie gewoontes is nie, wat jou lewe negatief beïnvloed. En dan aan die regterkant maak nog 'n kolommetjie, en dan begin jy daar met die gewoontes wat die Gees van die Here op jou hart druk, wat jou lewe sinvol maak, wat jou lewe verdiep, wat jou lewe vul met betekenis en geluk. En dan dra ons dit na die Here toe in gebed. En ja, moet nou nie voel jy gaan ontspoor raak as die linkerkantste negatiewe gewoontes baie meer is as die regterkantste kolom nie. Nee, dit moes nou juis hoekom ons na die Here toe kan gaan, is omdat ons so diep bewus is van ons eie broosheid en ons eie sondige natuur. Daarom neem dit na die Here toe. Ons gaan natuurlik nou môre verder, bietjie meer in diepte, op dit wat ons vandag met mekaar gedeel het. Maar, jou uitdaging, maak bietjie tyd, hou 'n bietjie hardloop, offer 'n TV-program op, en doen moeite met dit wat jy as gewoontes in jou lewe oor jare heen gevestig het. En ondersoek daai gewoontes. Sit die bril op van die Here se liefde en genade, en dan vra vir onderskeidingsvermoë, insig en wysheid. En mag die gewoontes spontaan in hierdie 2 kolomme, links minder goed, regs goeie gewoontes uitval. Mag die Here jou daarmee help, en mag jy dan jou slegte gewoontes voor die Here bring. Ons praat môre verder. Ek bid vir jou 'n geseënde dag toe
mag die Here jou ook met hierdie opdrag kom seën en help. En mag jy ervaar dat die Here vir jou lief is, ten spyte van gewoontes wat dalk teen sy wil, teen sy woord indrys. Beslot van rekening, wie van ons is perfek? Niemand, net Jesus, ons koning, en hy verstaan. Ek bid dit vir jou in Jesus se naam. Amen.